Ek wil baie welkom sê aan al ons luisteraars. Baie welkom weer eens na ons program Gesels Bietjie Les. Ek bied hierdie program aan. Ek is Armin Kritzinger en vandag is ek weer saam met ons spesiale gas. Ek gaan hom sommer spesiaal noem vandag. Hilmer Carolus. Hilmer, baie welkom. Ek is baie bly om jou terug te hê hierso vir nog 'n episode. Hoe gaan dit met jou? Baie dankie Armin, dit gaan baie goed. Al het ons nou 'n bietjie griep gehad verlede week. Die Here is nog steeds goed en hy gee gesondheid en ons is dankbaar daarvoor. En vandag voel ek nou eintlik baie spesiaal. Baie dankie vir die spesiale verwelkoming. Nee, dit is so, ons is in die Here se oë is ons elkeen spesiaal. So ons kan maar sê spesiale gaan. So vir vandag gaan ons begin met les 9. Maar voordat ons gaan begin met les 9, gaan ek net vir ons 'n openingsgebed doen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie dat ons weer eens hierdie week 'n kans kan neem om na die les te kyk wat vir ons voorberei is. Ons vra asseblief vir die gawe van die Heilige Gees om vandag saam met ons te wees. Leer ons asseblief wat waar is uit die belangrike punte van hierdie les sal uitkom vir ons, vir myself, vir Hilmer en ook vir die luisteraars daar by die huis. Ons vra ons bid dit alles in Jesus se naam alleen. Amen. So ek wil net vir ons luisteraars herinner dat as jy enige Bybelvrae of kommentaar het, kan jy dit na die e-pos adres stuur wat nou daar op die skerm gaan verskyn. trusthiswordnow@gmail.com. Jy kan ook die webwerf besoek www.trusthisword.com. Daar's selfs 'n Afrikaanse blad daarso met 'n bietjie Afrikaanse materiale wat ek glo julle sal geniet. So Hilmer, as ons kyk na les 9. Nou is ons by deel 2 van in die Psalms. Laasweek vir les 8 het ons gekyk na deel 1. Ek gaan sommer vir ons vandag daarso die skriftuurlesing, die geheeteks lees. Dis nie 'n skriftuurlesing nie, daar spring ek sommer in die preek in. Dis nog by die Sabbatskool. Psalm 67 vers 4 en 5. Dit sê die volke sal U loof, o God. Die volke almal saam sal U loof. Die nasies sal bly wees en jubel, omdat U die volke regverdig oordeel en die nasies op aarde lei. So Hilmer, toe ek hierdie geheeteks gelees het, is daar ietsie wat onmiddellik na my kop toe gekom het wat ek net graag met jou wil deel en met die luisteraars daarso by die huis ook. As ons kyk na hierdie vers, dan sê dit daar vir ons die volke sal U loof, o God. En dan aan die einde van die vers sê dit daarso omdat U die volke regverdig oordeel. Nou as ons kyk na die oordeel en wie die een is wat nou die oordeel doen, sê die Bybel vir ons in Johannes 5 vers 22, want die Vader oordeel ook niemand nie, maar het die hele oordeel aan die Seun oorgegee. En hierdie is in die Engelse Bybel sal dit in rooi letters wees, want hierdie is die woorde van Jesus. En Jesus sê die Vader oordeel niemand nie, dit is die Seun wat gaan oordeel. En daar's as ons weer teruggaan na ons geheeteks toe, dan sal ons sien daarso in die geheeteks dat dit sê die volke sal U loof, o God, omdat U die volke regverdig oordeel. So Hilmer, ek weet nou nie van jou nie, ons het hierdie nie vooraf bespreek of enigiets nie, maar vir my as ek na hierdie geheeteks kyk en ek kyk wat ek daarso lees in Johannes, dan sê dit definitief vir my dat Jesus is definitief God. Hy word God genoem in die Bybel. Ja, dis 'n goeie aanmerking of opmerking wat jy daar maak, Armin. Daar is baie tragies dat mense glo dat Jesus nie wel God is nie, maar reg deur die Ou Testament sowel as die Nuwe Testament is daar so baie verse soos hierdie een wat jy nou net aangehaal het, en ek moet erken ek het nou self nie daaraan gedink nie, maar dit maak perfek sin vir my dat Jesus so veel net soos die Vader God genoem word, kan en mag Jesus ook God genoem word. In fact, Filippense 2 vers 5 sê 5 tot 8 sê dat hy het dit nie roof geag om God om soos God te wees nie of om God te wees nie. So dis nie roof vir Jesus nie, dis nie ons plaas nie ons maak nie 'n afgod van Jesus nie. Dis hoe die Bybel dit beskryf. En ja, dis nou nie die hele les nie, maar dis 'n baie goeie tyd om dit so na vore te bring. Dankie daarvoor. Ja, en soos wat jy nou net gesê, dis nou ietsie wat jy nie aangedink het nie. So laasweek ook het jy nou weer dinge genoem wat ek nie aangedink het nie. En so vir die luisteraars by die huis, dis kom ek glo dit is regtig so belangrik vir ons om kerk toe te gaan en met ander mense te gesels, veral gedurende die lesstudie wat eintlik my gunsteling tyd van die kerk is, want ek leer 'n bietjie by jou en jy leer 'n bietjie by my. En so ons moedig julle aan om hierdie gesels bietjie lesvideo's saam te kyk deur die week soos wat jy deur die les gaan, maar gaan asseblief bietjie saam wat kerk toe en soos wat jy nou geluister het na die les, dan gaan bespreek jy dit saam met die mense daar by die kerk en so kan ons almal by mekaar leer. En dis regtig net wonderlik 'n voorreg
om deel te wees van hierdie geselsbietjie lesse saam met jou Hilmer en dan ook om Sabbat by die kerk te wees en met ander mense te kan bestudeer. So as ek weer verder kyk hierso na 'n Sabbatmiddag. Sabbatmiddag se stukkie sê vir ons Hilder dat daar's baie vrae wat gevra word as dit kom by die groot stryd. En dit is vraagstukke waar baie mense mee worstel. Die stryd tussen goed en kwaad, lyding, hoekom is daar sonde in die wêreld? Maar een spesifieke vraag wat ek aan jou wil vra Hilmer, wat jy miskien bietjie vir ons kan bespreek is gaan oor die regverdigheid van God. Satan het basies hierdie vraagstuk wat hy vra, as hy gesondig het en Eva het gesondig en die wet sê dat die persone wat gesondig het moet sterwe, hoe kan God regverdig wees om mense weer hemel toe te vat? Wat kan jy daaroor vir ons 'n bietjie vertel? Ja, volgens hoe ek die Bybel bestudeer het en selfs geleer het wat van ander wie studeer het, natuurlik die duiwel het hy was Lucifer aan die begin toe hy geskape is en deur sy trots het hy geval. Hy het gekyk na homself en sy oë van sy skepper afgehaal. En ongelukkig is dit dan wat gebeur, ons val, wanneer ons oë van God afhaal. En so hy het die wet oortree in die hemel al, jy weet. En Openbaring 12 sê vir ons dat hy ook dan ander mislei het, en hulle het ook geval, en hulle het hierdie gedoen in die teenwoordigheid van die koning van die heelal. En daar was toe geen plek vir hulle gevind nie. Hulle is toe uit die hemel uit en hulle rig toe hulle oë op die skepping van God, spesifiek die mensdom wie op die 6de dag geskape was. En God het 'n bevel gehad, jy mag van geen jy kan van al die bome kan julle eet, Adam en Eva, julle kan van al die bome eet in die tuin, maar van die boom van goed en die kennis van goed en kwaad mag julle nie eet nie, en as julle daarvan eet, sal julle gewis sterwe, sekerlik sterwe. En toe ons weet mos nou natuurlik Genesis 3 vanaf vers 1 tot 5 en 6 sien ons hoe Satan dan ook vir Eva mislei en sy eet toe van hierdie vrug en oortree God se wet, en sy gee ook aan Adam en hy oortree saam God se wet. En so hulle het nou gesondig en Satan sê nou vir God, hier is jou kinders, hulle het sonde gepleeg, jou woord wat jy sê nie kan verander nie, want jy vertel nooit 'n leuen nie. Jou woord sê, as hulle sonde gepleeg het, moet hulle sterf. En dis asof hy vir God nou in 'n penarie plaas, jy weet. Ek like daai woord penarie. In plaas en God het toe 'n plan, of sy plan wat al van die fondasie van die wêreld af geformeer is en gemaak is, het hy daai plan na vore gebring. Hy het toe 'n plan wat regverdigheid gaan bring aan die wet, maar ook barmhartigheid en genade sal bring aan die wetoortreder. En dis daarom wat hy toe 'n lammer vat en dit doodmaak, sodat daar bloed geskenk kan word, en dis 'n simbool vir wat Christus gaan doen. Ons doen mos simbole hierdie kwartaal. Ja. Dis 'n simbool van wat Christus sou doen op Golgotha. En dis waarom wanneer wanneer een van die Israeliete selfs oortree het, of een van God se kinders oortree het, dan kon hulle deur middel van die offer vergifnis ontvang. En Romeine 6 vers 23 sê wel dat die loon van die sonde die dood is. Maar, en ons sê dankie vir die res van daardie vers, die genadegawe van God is die ewige lewe, want God het ons so lief gehad. En dis God se wysheid, man. God het ons nie geskape om sonde te pleeg nie, maar hy het ons geskape met vrye keuse. En omdat ons vrye keuse het, was daar die moontlikheid dat ons wel mag sondig as mensdom. En dit het toe gebeur, maar dit het nie vir God onkant gevang nie. En hy het toe hierdie plan van verlossing, dis waaroor alles gaan. Wanneer ons so 'n bietjie les gesels, ons moet nooit bietjie les gesels sonder ons
verlossing gesels nie, want dit Dis is die reg. groot plan. Dis die groot Dis reg. plan van God. Jy weet, en wanneer ons na simbole kyk, profesieë kyk, al hierdie lerings van die kerk en so aan, moet ons altyd dit in ag neem, dat alles gaan om God se plan om vir jou en vir my van ons sondes te verlos. En deur wat Jesus kom doen het op die kruis, in Desire of Ages, ja, Koning van die Eeuwe, dan lees ons dat justice and mercy, regverdigheid en barmhartigheid het gesoen daar by die kruis. En dis hoe God dan nou uit die veronderstelde penarie uitkom. Ja, jy het baie waardevolle waarhede daarso gedeel, en ons luisteraars, ek hoop julle het baie mooi versigtig geluister, uit verskriklike belangrike dinge daarso met ons gedeel, veral toe jy gepraat het van die offergawes, die offerandes basies, nie die offergawes nie, die offerandes, basies hoe die Jesus wat aan die kruis vir ons gesterf het die loon van die sonde betaal vir elkeen wat hom aanvaar in hulle lewe. En dan op dieselfde tyd het hy deur wat hy gedoen het aan die kruis en deur sy lewe, nie net 2000 jaar terug nie, maar wat hy kan doen in sy lewe vandag binne my, maak dit stel dit in staat vir ons almal om daai gehoorsaamheid aan die wet te gee, sodat ons terug kan wees in die hemel. So dis daai vergifnis vir die verlede en die krag vir vandag en vir die toekoms. En dit is hoekom God regverdig kan wees en die regverdiging van die wat in hom glo en hulle sondes kan vergewe. Amen. So, Hilmer, as ons kyk na 'n Sondag se deel van hierdie les, dan sê dit vir ons 'n hulp in benoudhede. Nou hierdie is eintlik 'n baie mooi gedagte, luisteraars, as ons versigtig kyk hierso na Sondag se stukkie. Ek gaan vir ons hierso oopmaak in Psalm 46. Dan gaan ek sommer vinnig vir ons net 'n paar hoofgedagtes hierso uitbring. As ons kyk na Psalm 46, dan as ons kyk daarso na vers 2 in die Afrikaans, dan sê dit vir ons God is vir ons 'n toevlug en sterkte. En as ons dan weer bietjie aangaan in die les, dan sien ons weer, of in hierdie hoofstuk kan sien ons daarso in vers 8, dan sê dit vir ons die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. En dan weer aan die einde van hierdie hoofstuk vers 12 sê dit weer vir ons die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. So ons sien hierdie gedeelte 3 keer. So aan die einde hierso, so 'n bietjie hierso in die middel en weer hierso aan die begin, sien ons hierdie hoop basies. En so ons sien aan die begin, in die middel en in die einde van hierdie hoofstuk hierdie vertroosting vir tye van benoudheid. Hilmer, as ons kyk na hierdie hoofstuk, hoofstuk 46 van die boek van Psalms, watse hoop kan ons neem uit hierdie hoofstuk uit as ons dink aan die laaste dae wat op ons gaan kom? Dit is die vraag wat die les basies vir ons vra. So ons wil ons luisteraars help om 'n bietjie hierdie vraag te kan beantwoord. As ons kyk na al daai 3 versies wat ek daar gelees het in hoofstuk 46, watse boodskap van hoop kan ons kry uit Psalm 46? Veral as ons kyk na die laaste dae, jy weet, Hilmer, partykeer dan sê mense vir my, nee, jy weet, Armin, as ek kyk na die boek van Openbaring en ek luister na hierdie aanbiedings oor die profeseë in die eindtyd, dan raak ek sommer bang, jy weet. So watse hulp, watse hoop kan ons kry uit hierdie vers uit? Ja, daardie frase, die God van Jakob, beteken eintlik baie, ja. Want Jakob het ook deur 'n tyd van verdrukking gegaan. En baie van sy verdrukking het gekom vanaf sy eie as 'n resultate van sy eie sonde. Dade, ja. Ja, sy eie dade, ja. En maar tog sien ons in die lewe van Jakob, jy weet, toe hy weg moes hardloop van Esau, het was God nog altyd daar. Jy weet, en selfs as dit by Bethel, wat God toe vir hom 'n visioen gee, en selfs vir 7 jaar het God hom krag gegee om vir een vrou te werk, en nog 'n 7 jaar vir nog 'n vrou, en hy het berou gehad. Ja, hy het berou gehad vir wat hy gedoen het, jy weet, in die verlede, en nou kom dit dat Laban ook nou dieselfde aan hom doen, en toe hy nou teruggaan huis toe, en hy is daar by die Jabbok rivier, staan hy nou aan dis kant van die rivier, en aan die ander kant gaan hy nou vir Esau ontmoet, en daardie aand het hy 'n worsteling aan met iemand, en wat Jakob daar sê, toe hy so vasklou, toe hy nou besef met wie het was dat hy nou heel aand geworstel het,
En hy besef toe dat dit God is, dat dit Jesus is wat daar vir hom kom kuier het. Hou hy styf vas aan Jesus. En hy sê, hy gaan nie los nie, tensy hy geseën word nie. En hy word geseën daar met 'n naam, 'n nuwe naam, jy weet, Israel, waar Jakob misleier is, of die 7, is Israel oorwinnaar. Jy weet, en dis wat ons in hierdie laaste dae ook sal moet deurmaak. Maar hierdie Psalm 46, dit sê ook ons gaan deur verdrukking. En dit lyk baie soos Openbaring hoofstuk 6, wanneer ook chaos gaan wees, jy weet, en dit gaan lyk asof ons ook, al is ons nou gehoorsaam, gaan dit ook lyk asof ons ook sal omkom. Maar die psalmdigter herinner ons van hoe Jakob deur sy aand van benoudheid, hoe hy dit deurgemaak het, deur om vas te klou aan Jesus, en Jesus is die woord, ons klou vas aan sy woord, en die woord gaan vir ons daar deurdra, die geloof in sy woord gaan vir ons deurdra, en dis die vertroosting wat hierdie psalm vir ons bring, dat dieselfde God wat vir Jakob deurgeneem het, tot die môre, daar het 'n môre gekom, jy weet, is dieselfde God wat vir ons ook sal deurdra. Ja, dis baie waar. Hy het nog nooit verloor nie en hy gaan nooit verloor nie. So as jy oorgee aan hom, is jy gewaarborg dat jy die stryd sal wen. So Hilmer, jy het daai vers genoem, vers 11 in die Afrikaans, dit sê daarso, laat staan en weet dat ek God is. Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde. Laat staan en weet dat ek God is. Hierdie vers word in die Koning van die Eeue ook gebruik in 'n stukkie wat ek graag met ons lesers wil deel. Dit sê, en almal wat onder God se tugtiging is, moet 'n lewe geopenbaar word wat nie in ooreenstemming is met die wêreld, sy gewoontes of sy praktyke nie. En elkeen het 'n persoonlike ervaring nodig om kennis van die wil van God te verkry. Ons moet individueel hoor hoe hy met die hart spreek. Wanneer elke ander stem stil geword het en ons in stilte voor hom wag, maak die stilte van die siel die stem van God des te duideliker. Hy roep ons toe, laat staan en weet dat ek God is. So die belangrike deel wat ek net hierso op wil fokus op hierdie stuk is, waar dit sê hierso vir ons, elkeen het 'n persoonlike ervaring nodig om die wil van God te verkry. Ons moet individueel hoor hoe hy met die hart spreek. So luisteraar by die huis, kyker by die huis, jy kan nie op ons staat maak nie, jy kan nie op jou leraar se ervaring staat maak, of op die ouderling, of op een of ander bekende evangelis op YouTube, of op 3AVN, of wat ook al jy geniet om te kyk nie. Ons elkeen moet individueel ervaring met die Here hê. Dis soos wanneer 'n mens eet. Hilmer eet nie vir my nie, en ek eet nie vir hom nie. Ons albei moet vir ons self eet, as ons wil oorleef. As jy dink dat iemand anders gaan jou fisiese kos vir jou eet, dan gaan jy sterf, en jy sal doodgaan. Maar wanneer ons eie kos eet, dis wanneer ons werklik sal oorleef, wanneer ons sterk sal wees. En so is dit waar in ons geestelike lewe ook. Ons moet ons eie persoonlike ondervinding met die Here hê. So Hilmer, nou is ons by maandag se stukkie. Dit sê vir ons, hoop te midde van onrus. So die gedeelte wat hulle hê ons daarso moet lees is in Jeremia 4 vers 23 tot 26. So luisteraar by die huis, ek sal sommer gou vinnig vir ons hierso oopmaak. Jeremia 4 vers 23 tot 26. En dit sê basies, ek het na die aarde gekyk en dit was woes en leeg. Nou vir ons kykers by die huis, as julle daai woorde sien, woes en leeg, dan spring dit sommer onmiddellik so uit daarso Genesis hoofstuk 1. Ook na die hemel en sy lig was daar nie. En ek het na die berge gekyk en hulle het gebewe en al die heuwels het geskit en ek het gekyk en daar was geen mens nie en al die voëls van die hemel het weggevlieg. En ek het gekyk en die land van tuine was 'n woestyn en al sy stede was afgebreek voor die Here voor sy toorn gloed. So as ons kyk na hierdie 4 verse wat die les vir ons vra om te lees, dit sê wat sê dit vir ons oor die lot van hierdie wêreld? Ten minste totdat daar 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde sal wees. Wel, duidelik kan ek sien daarso dat die toestand gaan baie dieselfde wees as wat dit in die begin was. In die heel begin, woes en leeg gaan die toestand van die aarde wees. So vir ons kykers by die huis, moenie waardes en treasures opgawe in hierdie wêreld nie. Moenie dat hierdie wêreld alles vir ons word in ons lewe nie, want hierdie wêreld gaan nie hou soos wat hy nou is nie. Ons wag op beter dinge wat die Here vir ons beloof het. Daar's 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat hy vir ons gaan skep. En ons beste
verbeelding kan nie eers dink aan die dinge wat die Here vir ons voorberei nie. So ons moenie vasgeval word aan hierdie aarde nie. Meer as ons Amen. bietjie weer verder kyk hierso aan maandag se deel van die les, dan praat dit bietjie oor Daniël hoofstuk 7. Nou vir ons luisteraars by die huis, Daniël hoofstuk 7 het basies hierdie 4 diere wat 4 koninkryke verteenwoordig, so Babylon, Medo-Persië, Griekeland, die Romeinse ryk, en dan word die Romeinse ryk verdeel, en dan het ons hierdie horingkies, en ons 'n klein horingkie wat opkom, en ons sê dit sommer hierso op die publiek op YouTube, daai klein horingkie word geïdentifiseer as die pausmag. Ja, jy wat luister pausmag, daai klein horingkie is jy, en die vraag wat die les vir ons vra daarso aan die einde is, daar is geen twyfel nie, dit lyk asof ons wêreld chaoties en buite beheer is. Hoe behoort die profesie van Daniël 7, Hilmer, ons byvoorbeeld te help om te sien dat dinge uiteindelik vir ons reg sal uitwerk as ons getrou bly? So Hilmer, party mense kyk na Daniël hoofstuk 7 en hulle sien hierdie diere wat uit die see uitkom en hulle raak bietjie bang, hierdie klein horingkie wat die God se mense so vervolg vir 1260 jaar in die donker eeue en al hierdie tipe dinge. Maar Hilmer, wat 'n goeie nuus is daar in Daniël hoofstuk 7? Ja, die goeie nuus is nie net in Daniël 7 nie, maar ook Daniël 2 is daar goeie nuus. Dit is dieselfde goeie nuus, Daniël 7, dan is daar ook Daniël 8 en 9 en dan van 10 tot 12. Die hele boek van Daniël. Ek sal vir al ons kykers weer aanraai, al het jy dit al voorheen gedoen, lees weer daardie boek. Daardie boek is nie net hoe die eindtyd gaan, ek sal dit so sê, die laaste 6 hoofstukke is hoe die eindtyd gebeure sal verloop. Maar die eerste hoofstukke is hoe ons kan leef in daardie eindtyd. Ons kan voorberei, ja, dis reg. Hoe ons moet voorbereid wees in daardie tyd. So, wanneer ons kyk in hoofstuk 2, dan is daar natuurlik die beeld van die verskillende metale, en dan natuurlik 7, soos Armin gesê het, is dit die diere, en dan is daar ook diertjies daar so in hoofstuk 8, en 9, en dan is daar die horingkies, of ja, meer uitgebrei word op daardie klein horingkie in hoofstuk 10 tot 12. Nou, in elke visioen van Daniël, van die boek van Daniël, want dit is nie net Daniël wat daardie visioene gekry het nie, dit is ook Nebukadneser wat ook 'n visioen gekry het, en God was genadig vir 'n heidense koning, om vir hom ook 'n visioen te gee aangaande hierdie dinge, maar elke een eindig met 'n aarde wat vernietig is, en 'n koninkryk wat vir ewig sy heerskappy sal hê. Klink soos goeie nuus. Dit is goeie nuus, maar weet jy wat, is eintlik goeie nuus, as jy nou 'n boek lees, en van jou held, jy weet, van jou held, en jy lees hierdie boek, en dan is nou hierdie, die teenstanders van jou held, het lyk soms hulle wen, elke maal staan daar nog iemand op, maar as jy na die einde van die boek gaan, dan sien jy nie, al hierdie, hulle kon gestaan het, maar hulle nie vir lang gestaan nie, en selfs die feit dat hulle staan, is ook dankzij aan God self, want dis God wat oprig en afval, jy weet, so, God is in beheer, selfs wanneer dit lyk daar is hierdie groot magte in die wêreld wat heerskappy wil neem, en wat wil oorneem. Ja. God is nog steeds in beheer. En hy het 'n koninkryk. En daardie koninkryk gaan vir ewig staan en is vir ewig. En dit is goeie nuus, Armin, vir die wat Filippense 3 vers 20 hulle eie maak. Dat ons burgers is, nie van hierdie aardse koninkryke nie, maar ons is burgers van die hemel. En as jy 'n burger is van daardie koninkryk, dan is dit baie goeie nuus vir jou. Want dis jou koninkryk wat vir ewig sal staan. Dis jou koninkryk wat totaal en al vir ewig oorwinning sal behaal. En dit is die goeie nuus. En dit moet vir ons eintlik baie sê, want ons wat in hierdie laaste dae leef, ons moet nie leef asof ons deel van hierdie wêreld is nie. Want wie wil dan nou deel wees van 'n wêreld wat tot niet sal gaan? Jy weet, wie verloor? Wie gaan verloor? En so Homer, soos wat ons gaan kyk na die goeie nuus daarso in Daniël hoofstuk 7, definitief, soos wat die Here sy woord gehou het met al die ander koninkryke en wat gebeur het daar, so het ons daai vertroue dat hy sy koninkryk gaan oprig, en ons wil graag deel wees van daai koninkryk. Nou as ons kyk na Dinsdag se stukkie, dan sê dit daarso vir ons onder sy voete.
Dit vra vir ons om te lees daarso van Psalm 47 vers 1 tot 4. So as ek Psalm 41 daarso vir ons oopmaak, en kyk daarso veral in die Afrikaans na vers 4 en 5, want sê dit vir ons, hy bring volke onder ons en nasies onder ons voete. Hy kies ons erfdeel vir ons uit. So daarso kry ons definitief daai deel van onder ons voete, wat basies die titel van die les is vir Dinsdag. So hierdie deel van onder die voete, vind ons gedurig in die Bybel om basies eienaarskap te toon. So wanneer ietsie onder die voete is, wys dit vir ons, jy weet, dat daar's hierdie eienaarskap wat verklaar word. So dan sê die Bybel, die les vir ons, daar's 2 Bybelstukkies wat ons moet vergelyk met mekaar. Die eerste een is hierso van 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 17 en dan het ons hierso Sagaria 14 vers 4. Nou vir ons kykers by die huis, julle kan sommer die video net hierso pause, dan kan julle gou daai 2 stukkies gaan lees. Ek beloof ons gaan nêrens heen gaan nie, ons gaan wag hierso net vir julle, dan kan julle terugkom. So as ons kyk na 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 17, dat ons basies daarso die belofte van sy wederkoms. En as ons kyk na Sagaria daarso, dan het ons belofte wat daarso is daar voete wat geloop word op die aarde. So Hilmer, as ons kyk na daai ene veral daarso in 1 Tessalonisense, die tweede koms van Jesus en sy voete wat nie aan die aarde raak nie. Wat kan ons daaroor sê? Veral in 'n tyd waar ons weet, jy weet, Satan gaan die wederkoms van Jesus probeer flous of 'n valse wederkoms maak van Jesus. Wat kan ons daaroor sê, Hilmer? Ja, wel, die Bybel leer ons, vriende, jy het nou net sopas gelees daar, 1 Tessalonisense 4, vers 13 tot 17, dat wanneer Jesus weer terugkom, wanneer daardie bassein sal weer klink, wanneer daardie geroep sal uitkom en die wat in die grafte uit die grafte uit sal opstaan, die wat in Christus gesterf het. En met alles wat gaan gebeur, is die Bybel baie duidelik om te sê, ons gaan vir Jesus in die lig ontmoet. Ja, dis die belangrike deel. Dit wil sê, Jesus gaan nie by die wederkoms sy voet op hierdie aarde sit nie. En dis baie belangrik, want daar is baie mense, en Jesus waarsku ons selfs daar in Matteus 24, jy weet, en ek dink dis 2 of 3 maal wat Jesus, terwyl hy ander tekens bekend maak aan sy disippels, is dit omtrent 2 of 3 maal wat hy sê, maak seker dat julle nie mislei word nie. Valse profete, maar ook valse Christusse gaan kom. Jy weet, en ons weet, daar is nou al baie mense soos David Koresh, die gesê het, hy is Jesus, en daar is ook daar die Applegate man wat gesê het, hy is Jesus. Baie ander het ook, en selfs nou is daar 1 of 2 mense wat glo dat hulle Jesus is, en hulle almal volgelinge. Ja. Die Bybel is baie duidelik. Jesus gaan nie saam met ons op hierdie aarde loop, voordat hy hierdie aarde weer geherskaap het. Hilmer, jy het veral verwys na hierdie stukkies, ek het vir ons kykers het gewys, terwyl jy gesels het, in Matteus 24 vers 23 daarso. So definitief vir ons kykers by die huis, as dit kom by die tweede koms van Jesus, elke oog gaan hom sien, is wat Openbaring 1 vers, ek dink 9 of 7 of 9 vir ons sê, hy gaan kom met 'n bassein, ons sal dit kan hoor, en ons gaan hom in die wolke ontmoet. So hy gaan nie op die aarde rondloop nie. So hierso sê Jesus vir ons in Matteus 24, as iemand vir jou sê, hy gaan uit en kyk, daar sal die Christus of daar sal hy, moenie gaan nie. Hulle sê, hy sal self groot tekens en wonders doen. So ons moenie hierdeur mislei word nie. As Satan gaan kom as 'n valse Christus, gaan hy 10-1 net lyk soos daai Jesus wat julle almal op Chosen kyk en al hierdie Christus se Jesus flieks kyk en almal gaan dink, weet, hierso is Jesus, en dan gaan al die mense wat nooit in God geglo het nie, nou iewes skielik weet begin wakker skrik en daar word wonderwerke gedoen en dan gaan ateïsme en alles sommer vinnig by die deur uit en almal raak baie opgewonde oor Christendom, maar nie die ware Christendom nie, net soos wat jy gesê het, Hilmer, definitief saam met die valse evangelie, saam met die ware evangelie gaan daar valse evangelies wees. So as ons kyk hierso na die les, is dit basies, die vergelyking is in Tessalonisense 4 vers 3 tot 17, by die tweede koms van Jesus gaan hy nie sy voete op die aarde sit nie, en dan in Sagaria, basies by sy derde koms of van die einde van die millennium, wanneer hy gaan neerkom, dis wanneer hy weer terug gaan wees op die aarde. So, baie mense maak eintlik baie sin. Ja. Dit maak eintlik baie sin as ons sien dat die simbool vir jou voet gaan oor heerskappy en oor territory, eiendomsregte en so aan. Hierdie wêreld is nie meer die wêreld wat Christus eiendomsreg self wil hê nie. En dis ook nie wat hy beloof nie. Ja. Wat hy beloof is 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde.
En dan sal hy, soos jy daar sê in Sagaria, dan sal hy sy voete weer op hierdie aarde plaas. Op die Olyfberg sê dit vir ons, ja. So, op die Olyfberg. vir ons kykers daar sou by die huis, daar's verskriklik baie mense in die wêreld, veral in die Christenkerk, wat glo dat Jesus gaan kom om 'n wêreldse koninkryk op te stel vir 1000 jaar van vrede hierso op hierdie aarde. Ek sal sê, heel moontlik is dit meeste van die mense in die Christenwêreld wat dit glo. En hulle mag miskien opreg wees, maar hulle is nog steeds verkeerd. So, as 'n belangrike stukkie wat ek hierso met ons luisteraars wil deel, dit sê vir ons, dit is tydens die finale oordeel, die beloning van die regverdiges en die straf van die goddeloses, dat die koninkryk van Christus gevestig sal word. Wanneer almal wat die heerskappy van Christus teenstaan vernietig is, word die koninkryke van hierdie wêreld die koninkryke van ons Here en van sy Christus. Tot en met daardie tyd kan die koninkryk van Christus nie op die aarde gevestig word nie. Sy koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Sy volgelinge moet hulself beskou as vreemdelinge en bywoners op aarde. Paulus sê, want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as verlosser verwag, die Here Jesus Christus. Dis daai Filippense 3 vers 20 wat jy vroeër na verwys het. So hierdie is uit patriarge en profete. So die belangrike deel wat ek net met ons kykers wil deel, is dat die tyd wanneer die koninkryke van hierdie wêreld Christus in gaan word, is daarso aan die einde van die millennium, wanneer sonde heeltemal vernietig gaan word en hierdie wêreld nuut geskape gaan wees. Dit is wanneer die regte koninkryk van glorie, as ons dit so kan stel, opgerig sal word. Maar die belangrike ding is wat ons nooit moet vergeet nie, liewe kykers, is dat die beginsels van God se koninkryk kan vandag reeds heers in ons harte. Die beginsels van sy koninkryk moet vandag reeds begin. Ons is reeds burgers van daardie koninkryk. Ons wag net vir die fisiese goedjies om nog in plek te val, maar ons moet reg wees ons karakters moet reg wees om daarso in die koninkryk in te pas. Dit sê ook vir ons hierso, dit is God se doel om deur sy volk die beginsels van sy koninkryk te openbaar. So die beginsels van sy koninkryk moet deur ons geopenbaar word, sodat hulle hierdie beginsels in lewe en karakter kan uitbeeld. Wil hy hulle afsonder van die gewoontes, gebruike en praktyke van die wêreld. Hy probeer hulle nader aan hom bring sodat hy sy wil aan hulle kan bekend maak. Sy doel met sy volk vandag is dieselfde as wat dit vir Israel was toe hy hulle uit Egipte gelei het. Deur die goedheid, barmhartigheid, geregtigheid en liefde van God wat in sy kerk geopenbaar word, moet die wêreld 'n voorstelling van sy karakter kry. En wanneer die wet van God op hierdie wyse in die lewe uitgeleef word, sal selfs die wêreld die meerderwaardigheid erken van die wat God liefhet, vrees en dien, bo enige ander volk op hierdie aarde. So, die doel van God is dat sy kerk sy karakter sal weerkaats aan die wêreld. En wanneer dit gebeur, en ons kan sê, dit sal nooit gebeur nie, net soos wat ons kan sê, niemand kan ooit op water loop nie, of 'n blinde man sal nooit weer kan sien nie, dan vergeet ons wie God is, die skepper, met die skepende krag in sy woord, en hierdie deeltjie kom juis uit hierdie pamflet uit, met die naam Recreation. Recreation. En wanneer God se kerk sy karakter uitbeeld aan die wêreld, dan sal hulle kan sien dat God se mense God se volk regtig die beste manier het om te leef, en daar sal nie getwyfel word daaroor nie. Amen. Jomer, 'n laaste deeltjie van daai dag se les wat ek net jy moet vandag vir ons kommentaar oorlewer, is daai vraag daarso aan die einde. Want Tessalonisense praat ook van die dooies in Christus wat opgewek sal word. Wat se hoop gee dit ook vir ons as Christene, daardie nuus van dood is nie die einde nie en daar's opstanding uit die dode uit? Wel, as ons praat nou die hele tyd van die koninkryk wat vir ewig gaan wees. En iemand mag dalk vra, maar nou as die koninkryk vir ewig gaan duur en die koninkryk nou al in ons harte kan begin, ons sterf dan nou aan. Ja. Jy weet, ons het familielede. Wie sterf? Mense sterf om ons, bure, ons die kerkgemeente, geliefdes by die kerk en so aan. Mense sterf. Mense wie wel goeie lewenslewe of geleef het gesterf. Goeie mense. En dan mag iemand miskien vra, maar nou hoe gaan haar die koninkryk nou vir ewig duur en al die mense van die koninkryk sterf dan uit. Wel, dis waar die Bybel vir ons hoop bring. En dis hierdie hoop waarmee ons mekaar moet bemoedig. Alhoewel
en daar is dalk 'n kyker vandag wie 'n geliefde aan die dood afgestaan het. Die Bybel sê vir ons kykers, die wie in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Met ander woorde, die dood is nie die einde nie. Hierdie dood, die Bybel praat van het as 'n slaap, en in 1 Tessalonisense, dan praat het van die ontslapenis. Ja. Die wat slaap in die graf, Gaan weer wakker word. gaan weer wakker word, jy weet, en wanneer hulle wakker word, gaan ons vir hulle weer sien, en ons gaan saam met hulle die Here tegemoet in die lig. Saam met hulle gaan nie voor ons nie, en ons wie nog lewe aan die tyd wanneer Jesus kom, gaan nie voor hulle nie, ons gaan saam. En wat 'n reunie gaan dit nie wees nie, man. Ek sien uit, ek het 2 oumas vir wie ek baie lief was. Die een het my baie geleer van die Here, en ek is baie dankbaar vir wat sy in my lewenstyd kon doen. My ander ouma het die Here aanvaar, en ek en sy is saam gedoop, maar vir 'n lang tyd was sy nie by die Here nie, maar haar laaste jare het sy wel met die Here gestap, en ek sien regtig uit om vir hulle te sien, man. Jy weet, vir my is dit iets, dis een van die dinge wat vir my baie opgewonde maak van die hemel, en van die lewe wat nog kom. En ek wil net vir almal sê, ja, ons treur oor mense wat sterf vir wie ons lief het, maar daardie woord sê vir ons hoef nie te treur soos die wie geen hoop het nie. En die woord van God is lewendig, ons kan dit vertrou. Die boek Daniël, daardie profesie, en ander tekens soos Armin ook gewys het daar in Matteus 24, al hierdie dinge het gebeur net soos die Bybel gesê het. En daarom kan ons volle vertroue hê dat God se woord waaragtig, selfs in hierdie geval gaan wees, dat ons weer ons geliefdes kan sien, die wie in Jesus gesterf het. Amen, dis goeie nuus. Ek is seker, elke kyker wat daar so sit en luister na hierdie video vandag, daar's iemand wat julle al afgesterf het aan die dood, wat julle graag weer eendag sal wil sien. En die vraag is nou maar net, hulle gaan moontlik op daai dag daar wees, maar lewe ons so nou aan die Here en daai verhouding, dat ons ook daar gaan wees. Want ek is seker dat net soos ons graag hulle wil sien, sal hulle ook graag ons wil sien. Amen. So as ons kyk na Woensdag se deel, wyn en bloed, dit vra basies vir ons om 2 dele te vergelyk. Die eerste een is daarso uit Matteus 26 vers 26 tot 29. Ek gaan daai vir ons nou oopmaak. Dan ook Openbaring 14 vers 9 tot 12. So as ons eers kyk na die ene van Matteus 26, dit praat basies van daai laaste ete wat hulle gehad het daardie donderdag aand. Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê: "Drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sonde." So hierso het ons die wyn wat hierso gebruik word in die nagmaal, kan ons so sê, in Matteus 26. Dan die ander deel wat ons moet na kyk is Openbaring 14 vers 9 tot 12. Ek sal dit ook sommer vir ons vinnig oopmaak, en dit het te doen met Babylon se wyn. As ons kyk daarso na die vers 6, vers 10 daarso, so hy sal self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God. En dit sê so vir ons in vers 8, en 'n ander engel het gevolg gesê: Geval het Babylon, die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery. Hilmer, verduidelik gou 'n bietjie vir ons, wat is die verskil daar tussen die wyn van Jesus en die wyn van Babylon? Wat is die verskil? Ja, ek wil eintlik aan ons kykers twee bekers voorgee. Daar's 2 bekers. Een is kom met lyding, maar ook oorwinning. Die ander een kom met verwarring en bedwelming. Dis 'n woord wat ek op gaan soek het, Armin. Bedwelming, jy weet, dis die grimmigheid, dis nou die grimmigheid in die toring. En ons kan kies uit watter beker ons gaan drink. Jy weet, baie mense verwerp die beker wat in Matteus 26 van gepraat word, want saam met daardie bloed kom lyding. Dit wat Jesus moes maak, en dit wat hy deurgemaak het ter wille van ons,
En as ons die lam volg, oral waar hy gaan, dan sal ons ook deur pyn en lyding moet gaan. Dis En gewaarborg. dis gewaarborg, maar dis presies waarom hierdie les so belangrik is, want die psalms gee vir ons hoop deur daardie lyding. Jy weet, daar's 'n psalm wat praat van die nag is net vir 'n kort tydjie, maar daar's blydskap in die môre, Ja, vreugde in die môre. ja, Jy weet, en baie keer wil ons shortcuts neem en dis waarom ons soms drink uit Babylon se beker, want dit bring vir ons dalk blydskap nou, 'n tydelike blydskap of 'n tydelike high soos mense van praat, jy weet, en ons smag so baie daaraan en die duiwel weet ons smag aan en nou bring hy al hierdie wêreldse dinge wat vir ons bietjie waarin ons bevrediging kan vind, maar daardie bevrediging is net vir 'n wyle. Dit lei aan die einde van die dag na grimmigheid en toorn, jy weet, en vernietiging, geen rus nie. Maar die beker wat Christus aan ons beskikbaar gemaak het, daardie beker, is die lyding weer tydelik, jy weet, maar die oorwinning is uiteindelik. So ek dink jy het dit baie mooi gestel daarso met die twee keuses wat jy ons daar bied, jy weet. Ons het 'n keuse wat ons moet maak of ons gaan drink uit watse beker ons uit gaan drink. En nog 'n belangrike aspek is basies die beker met die wyn van Babylon. Onthou die konings van die aarde het dronk geword met daardie wyn. Dit is 'n alkoholiese wyn. En ek hoop vir ons kykers by die huis, ek hoop julle verstaan duidelik dat wanneer ons nagmaal toe gaan, is die idee nie dat ons dronk gaan word by die nagmaal nie. Want die nagmaal kom maar basies eintlik maar van die Paasfees af daarso in Egipte. Ja. En ons weet dat dit is 'n simbool van Jesus se bloed en enige alkohol wat in daardie wyn sal wees, sal 'n simbool wees van sonde en Jesus is iemand wat heeltemal totaal en al sonder sonde was. En so die nagmaal waar wyn gebruik word wat alkohol in het, is 'n nagmaal van 'n redder wat eintlik sonde in die lewe sal verteenwoordig. So 'n belangrike verskil wat ons praat van gefermenteerde wyn. Ja. So die sap, die 100% sap wat ons van die vrug kry, dis wat Christus se bloed verteenwoordig, maar die gefermenteerde wyn verteenwoordig natuurlik dit wat Babylon bring, wat dronk maak. Is 'n goeie punt wat jy daar maak, Armin. Ja, so jy maak baie goeie punte hoor. So as ons weer verder kyk met dieselfde dag se les, vra daar aan die onderkant vir ons, weet basies in die wêreld waar ons bly, ons weet hierdie wêreld is net tydelik en hierdie wêreld is nou nie die koninkryk van God nie. Ons het nog steeds 'n verantwoordelikheid om mense op hierdie aarde te help en weet om mense te help om hulle lewe beter te maak, maar ons eintlike hoofdoel moet wees oor die wêreld wat gaan kom, die ewigheid. So dit help nie jy het 'n siek persoon wat jy gesond maak, maar jy bring hom nie na Jesus toe nie, dan op die einde is dit nou maar net 'n gesonde persoon wat verlore gaan en nie 'n siek mens nie. So ons kan nou nie mense forceer om Jesus aan te neem nie, maar saam met die hulp wat ons vir mense gee in hierdie wêreld om hulle fisiese behoeftes te voorsien, moet ons Jesus na mense toe bring. Want jy kan arm wees, jy kan sonder 'n been wees, jy kan blind wees en al daai tipe dinge, maar as jy Jesus in jou lewe het, beteken dit meer as al die ander mense wat alles in die wêreld het, geld en mooi oë en gesondheid en al hierdie tipe dinge hê, maar wat nie Jesus in hulle lewe het nie. En so dit moet altyd vir ons fokus wees wanneer ons mense help, of dit nou 'n arm persoon op die straat is of iemand wat op 'n Sabbat uit die kerk instap. Ons wil mense help in hulle fisiese behoeftes, net soos wat Jesus mense gehelp het. Jesus het vir mense kos gegee, het duisende mense gevoed toe hulle honger was, maar Jesus het wyn gemaak by die troue, sy eerste wonderwerk, soos wat mense sê. So dit was uit 'n behoeftes van mense voorsien ook, maar dit was net 'n illustrasie vir 'n groter punt oor hoe ons gered kan word van ons sonde en dit moet altyd ons fokus wees. So as ons kyk na donderdag se deel van die les, sodat u heil geken kan word. So dit vra vir ons om te kyk daarso na Psalm 67, so ek maak dit vinnig daarso vir ons oop. Dit sê vir ons: mag God ons genadig wees en ons seën, mag hy sy aangesig by ons laat skyn, sodat die mense op aarde u weg kan ken. So hiermee as ons kyk hierso na Psalm 67 vers 1 en 2,
die rede hoekom hierso gevra word dat God ons sal seën en sy aangesig op ons sal laat skyn, die doel van dit is sodat die mense op aarde U weg kan ken. So die fokus hierso, lyk dit vir my, is 'n evangelisasie 'n fokus. So die les noem hierso van hierdie universiteit of instituut in die FSA, ek glo, wat hierdie materiaal uitgevind het wat jy weet, nou so donker kleur is wat al die lig absorbeer, 99.995% van die lig kan absorbeer. Dis interessante goedjies wat hulle hierso met ons gedeel het. Maar die eintlike punt is nou maar eintlik ons wil 'n lig wees vir die wêreld. Ek sê daar wil, want wanneer ons Jesus in ons lewens aanneem, is dit nie eintlik 'n moet, nie net 'n moet nie, maar ons wil wees. Begeerte. 'n begeerte, ja. 'n begeerte om dit is asof kom ons sê jy kry 'n geneesmiddel vir kanker. Jy sal hopelik so opgewonde wees om dit met ander mense te deel. En so hoe nog nie meer met die evangelie nie. As ons die evangelie die goeie nuus hoor dat ons gered kan word van sonde. En Armin, dis slegs wanneer ek liefde in my hart het wat ek kan deel. Want as ek nou nie liefde het nie, dan gaan ek selfsugtig wees. en dit hou vir myself. Maar die evangelie is van so 'n aard dat jy moet oorborrel van die goedheid van die Here. Jy moet iemand vertel van wat hy gedoen het vir jou. En soms mense kyk jou soms snaaks aan as jy kom vertel. Hulle weet hoe jy in die verlede geleef het. Nou kom sê wat die Here vir jou kom doen het. En hulle kyk jou soms snaaks aan, maar dis nog altyd sade wat geplant word en hulle sal ook besef wanneer hulle in hulle tyd van benoudheid is, dat daai man het Armin, hy daar deurgekom. En dis die weg wat hy gevolg het. So as ek daardie weg volg, sal ek ook 'n oorwinnaar word. Dis waaroor dit gaan. En het van die tekens het jy die luisteraars of die kykers gewys daardie tekens in Matteus 24. Die grootste teken is in vers 14. Dat die evangelie verkondig gaan word as 'n getuienis tot alle nasies. En dan sal die einde kom. Het neem ons ook natuurlik na Openbaring 14 toe of hoe? Ja, dit doen. Dis definitief waar. En dit is juist waaroor hierdie donderdag se les nou eintlik gaan, is vir daai spesiale werk wat die Here gegee het, spesiaal in Openbaring 14, die 3 engele boodskap. En daai 3 engele, as ons kyk, daarso dit noem maar spesifiek Openbaring 14 daarso. Die vraag wat vir ons vra daarso aan die einde van donderdag is, hoeveel behoort ons as 'n kerk en ook as individu te doen om die waarhede wat ons so liefhet aan ander oor te dra? So ek dink Wilmer, jy het dit mooi geantwoord oor daai liefde wat ons basies moet hê. Jy kan nie verkoop aan ander mense wat jy nie self het nie. En ek dink dit is uit die meeste so onsterflike rede waar die gees van profesie sê vir ons, elke ware disipel word gebore in God se koninkryk as 'n sendeling. So dit beteken nou nie noodwendig jy moet na 'n vreemde land gaan of iets soos dit nie. Of of dit nou by werk is of by die skool is, by die huis is waar ook al ons gaan, 'n sendeling het 'n missie en daai missie is om evangelie te bring aan die mense rondom ons. En so dit is daai liefde van Jesus wat ons gaan dryf om dit te doen. Wil jy my nou sê, dis nie net vir pastore en evangeliste hierdie werkie aan? So dit is regtig hartseer as ons so daarna kyk en ons dink, jy weet, ek gaan nou maar net verwag dat daai persone doen want ek betaal mos nou maar my tiendes en my offergawe, so dis nou hulle werk om dit te doen. En dis amper dit werk amper so met mense se fisiese behoeftes ook in ons wêreld, jy weet. Ek gaan nou maar net my geld vir hierdie organisasie gee en hulle sal na die ander mense gaan kyk en hierdie tipe dinge. So ons probeer om hierdie persoonlike verantwoordelikheid op iemand anders te plaas wat ons, en ek sê nie dis verkeerd om geld te gee of wat ook al dit is nie, maar die belangrike ding is as ons persoonlik betrokke is om uit te reik na mense toe en ander mense te help. Dit gaan nie net vir daai ander persoon nie, maar dit het 'n effek op ons. Dit is 'n seëning ook vir ons en dit beteken baie vir ons as ons dit doen. Selfs as ek deelneem aan hierdie geselsbietjie les, gaan dit nie net om 'n seën vir die kykers nie, maar dit is regtig 'n seën vir my om die les te kan studeer en so te bespreek en so te kan luister. So Hilmer, nou is ons weer by Vrydag, die laaste deel van ons les. So as ons kyk hierso na Vrydag, dan vertel dit vir ons hoe die Heilige Gees dikwels op besondere wyse geopenbaar was, maar nooit in sy volheid nie gedurende die tyd van die patriarge. Dit kom uit die Handelinge van die Apostels uit, sê gehoorsaam aan hulle heiland die disippels nou om hierdie gawe gebid en in die hemel het Christus sy voorbidding daaraan toegevoeg. Hy het die gawe van die Gees geëis sodat hy dit op sy volk kon uitstort. En dit lei my eintlik mooi in ons eerste vraag hierso in. Dit sê vir ons, daar's baie onbereikte mense. Selfs al was die 3 engele boodskappe oor die hele wêreld verkondig. So hulle wil graag hê ons moet bespreek, hoe kan ons as 'n kerk
hierdie taak wat Christus vir ons gegee het om die evangelie aan die hele wêreld te bring? Hoe kan ons dit beter uitvoer? Hoe kan ons leer om nie wanhoopig te wees omdat dit waar is dat daar so baie mense is wat nog nie hierdie waarheid gehoor het nie? So Hilmer, wat dink jy? Ja, daar's 'n gesegde wat baie van ons kykers al in hulle kerke as motto sê woorde vir frase gebruik het al vir evangelisasiewerk. If each one reach one. Ja, Jy weet, deur persoonlike toewyding. Jy weet, soos ons net nou gesê het, nie net in woord nie, maar ook in daad, die reinheid van lewe en werklike vervulling van die of uitwerking van wat die Heilige Gees in ons gedoen het. Ek dink om terug te gaan na each one reach one as ons dit klink soos 'n maar net 'n gesegde, nee, dit klink cliché soos die Engelsman sê. Maar dis eintlik en wanneer jy daai een bereik het, dan bereik jy nou nog een en daai een bereik ook een. Man, dit klink baie eenvoudig, maar logies gesproke is dit eintlik die beste manier wanneer ons persoonlik met mense gesels en persoonlik vir hulle wys wat die Here in ons lewens gedoen het. Dan dink ek hierdie werk sal baie en dan kan ons huis toe gaan, man. Dan kan ons huis toe gaan. Ja. Ons wil huis toe gaan. Dis soos wat jy weet, ek bly mos nou maar in 'n deel van die wêreld waar daar nou nie baie Christene is nie, waar mense nou daar regtig baie mense is wat nie van Jesus weet soos glad nie eers van sy eerste koms of enigiets soos dit nie, veral onder die ouer geslagte wat nou nie so goed is met die internet en so aan nie. Hulle seker maar soos jou ouderdom, jy weet. So vir my die belangrike ding is altyd ek kan regtig verstaan dat 'n mens kan mismoedig word as jy kyk veral in die stede en jy sien die miljoene mense wat hierso bly in hierdie area van die wêreld en die mense het baie hartseer en met die sonde byt en eet aan die mense en die mense weet nie van Jesus nie. Vir my die belangrike ding is net altyd dis die Here se werk en net soos wat die Here die see oopgemaak het vir die Israeliete om daardeur te gaan, net soos wat die Here Jerigo vir die Israeliete gegee het, al daai dinge wat gebeur het op 'n wonderbaarlike maniere, so sal die Here ook sy werk klaarmaak en vir ons kykers by die huis, dit is die posisie van gesels bietjie les, dat dit is die gesondheidsboodskap wat die deur oopmaak vir die evangelie om die mense van die wêreld te bereik. Jesus het meer tyd spandeer om mense te genees as om te preek en hy is ons voorbeeld in alles wat ons doen. Ek wil soos Jesus wees en ek hoop jy wil ook soos Jesus wees. So dis gesondheidsboodskap en ons praat nie hierso van 'n crazy goeie soos vlieg na 'n spesiale eiland toe en drink spesiale mushrooms met 'n klein bietjie gemmer en 'n bietjie suurlemoensap en al hierdie tipe dinge nie. Ons praat net van baie eenvoudige dingetjies wat ons kry in die Bybel en die Gees van profesie. Want dit gaan nie oor die spesifieke ding wat jy in jou mond insit nie, dit gaan oor die geloof wat jy het in jou hart of jy gewillig is om te lewe volgens die woord van God. En so die gesondheidsboodskap is die illustrasie wat die Here gebruik oor hoe die evangelie ons kan red van ons fisiese sonde. En so vir my, as ek kyk oor hoe gaan die evangelie die wêreld bereik, die Here het gesê dit gaan en hy is in die besigheid van wonderwerke doen, so ek weet dit gaan so uitwerk. So Hilmer, dan as ons kyk na vraag nommer 2 in Openbaring 5, dan as Johannes die verseelde boek aan die lam gee om dit oop te maak omdat hy waardig is, dan maak hy die seels oop in Openbaring 6. Dan kyk ons na die geskiedenis van die Nuwe Testamentiese kerk wat duidelik voorspel word tot aan die einde van die tyd. Wat is die lesse wat ons uit hierdie voorspellings kan leer oor hoe God van plan is om die werk klaar te maak? So soos wat ek nou eintlik nou maar basies nou net verduidelik het in die vorige een is, as ons kyk na die Nuwe Testamentiese kerk, alles wat hy voorspel het presies gebeur soos wat hy gesê het. En so moet ons maar net basies kyk die metodes wat hy vir ons gegee het om die werk klaar te maak, soos byvoorbeeld die gesondheidsboodskap, persoonlike evangelisasie na mense, soos wat jy gesê het, each one reach one, weet elke persoon neem verantwoordelikheid vir homself om na sy buurman 'n bietjie uitreiking te doen. En so as ons glo wat die Here gesê het oor daai Nuwe Testamentiese kerke en dit het presies gebeur soos wat hy gesê het, so kan ons na die eindtyd kyk oor hoe hy gesê die werk gaan voltooi word en ons kan weet en vertrou dat dit gaan so wees. Hilmer, ek wil hê jy moet asseblief vraag nommer 3. Dit is 'n moeilike vraagie daai. Vraag nommer 3 vir ons beantwoord. So dit sê daarso, watter huidige gebeurtenisse sien ons in die wêreld wat maklik kan lei tot wat Openbaring 13 en 14 voorspel wat gaan kom? Watter struikelblokke bly oor? So Openbaring 13 vir ons kykers by die huis praat oor hierdie beeld van die dier wat opgerig gaan word en al die mense van die wêreld gaan basies, kom ons sal sê, gedwing word om hierdie beeld van hierdie dier te aanbid. Hilmer, watse gebeurtenisse sien ons in die wêreld wat baie maklik kan lei tot hierdie? So ja, Armin, die
die morele verval van die gemeenskap. En die groot aanval is eintlik op die familie, op die gesinslewe, op die huwelik, en ouers en verwantskappe. Dis waar ek sien grootliks die duiwel struikelblokke wil in laat kom. Ek sien ook hoe ons ons oë afgehaal word van wat belangrik is, soos van wat ons nou gepraat het, dat ons 'n hoop na mense toe moet vat. En baie keer word ons teruggehou deur dinge wat nie eintlik regtig saak maak. Ons hou ons oë op die paus en wat hy doen, ons politiek, selfs in die kerkarm. Die duiwel laat onenighede in die kerk gebeur en dan vind jy nou verdeeldheid, jy weet, die een is nou aan die een se kant en die een is aan die een se kant, die konferensie is verkeerd, die wêreldkonferensie doen dit en doen dat, en al hierdie dinge is struikelblokke, en soms dan sien ons dit self nie eers nie. En die groot probleem in die laaste dag vir die kerk is in Openbaring 3, waar die laaste fase van die kerk in die geskiedenis van die wêreld deur gesimboliseer word deur die Laodisense kerk. En wat is die groot probleem daar? Dis nie die warm of koud nie, dis nie die elendigheid wat daar plaasvind of die armoede of enigiets. Nee, die groot probleem is, Christus sê, ek staan aan die deur en klop. Nou, as jy aan die deur klop, dan is jy aan die buitekant. Dis die groot probleem. Christus, ons oë is van hom afgehaal. En as ons oë van Christus afgehaal is, dan is ons ook van die weg afgehaal. So dis waarom daar so baie verwarring en dis waarom ons so, ek sal sê, misluk in die evangelisasiewerk ook soms, jy weet. Want ons oë is nie waar dit moet wees nie en daar is so baie ander dinge, maar ons moet terugkom na die evangelie toe, die ewige evangelie. Ja. En as jy dit al reeds aanvaar het, soos ons net nou gesê het, dan is daar nou 'n verantwoordelikheid om dit ook aan ander te gee. Ja. En ja, dis wat ek kan dink, jy weet. So die paus wat ons nou het, die paus wat ons nou het, kan die laaste paus wees, maar die vorige paus kan ook die laaste een gewees het, en een voor dit kan ook die laaste een gewees het, en die een voor laaste dit kan al lankal ja. Dit gaan oor die evangelie wat moet uitgaan na die wêreld toe, dis waaroor dit gaan. Ja, dis nie die openbaring van die paus nie. Dis die openbaring van Jesus Christus. Ja, ek dink dit is 'n baie mooi manier wat jy dit nou daarso vir ons gesê het, om die les mooi tot 'n einde te bring daarso vir ons. So, ek gaan gou vir ons sluit met 'n woord van gebed. Kom ons sluit ons oë. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie dat ons weer kon kyk na mooi gedeeltes in die boek van Psalm, wat vir ons hoop gee vir die eindtyd. Dat ons oë gefokus moet hou op Jesus, en dat ons nie hoef te vrees nie, solank as wat ons weet dat ons 'n totale oorgawe aan U gemaak het, dat ons aan U kant is, dan kan ons deel wees van daai ewige koninkryk wat U gaan opstel op hierdie aarde wanneer U dit nuuts gaan maak. Bid vir elke kyker wat saam met ons deur hierdie les gegaan het. Seën hulle, U weet wat hulle bekommernisse mag wees. Ons dankie vir die liefde, vir die omgee. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Hilmer, ek wil vir jou baie dankie sê dat jy saam met ons was vir gesels 'n bietjie les, vir les nommer 9. Ook vir ons kykers daarso by die huis, onthou julle kan vir ons 'n e-pos stuur by trusthiswordnow@gmail.com, en onthou om te like en te subscribe en met jou vriende en familie te deel as jy hierdie video 'n bietjie waardevol gevind het. En ek hoop dat julle ons volgende week weer by ons sal wees vir les nommer 10, dan gesels ons weer bietjie les.